Goeiedag julle, Rihanna weer saam met julle van die Bybel in 1 jaar. Vandag spandeer ons tyd saam met Lukas 23 vanaf vers 26 tot 32, waar ons lees waar Simon van Sirene wat van die veld af gekom het, gegryp was deur die soldate om Jesus se kruis te help dra, omdat Jesus as mens in die laaste 12 ure liggaamlik en emosioneel soveel moes deurgaan, dat hy net te swak was om sy kruis self te kon dra. Nou kom ons gaan kyk gou net 'n bietjie weer na alles wat Jesus die laaste 12 ure moes deurmaak. In Lukas 22 vers 44 het ons van die geweldige emosionele spanning gelees wat Jesus in die tuin van Getsemane ervaar het, waar sy sweet soos druppels bloed geword het. Hy het die emosionele pyn van verwerping deur sy disippels ervaar. Hy is verskriklik geslaan in die huis van die hoëpriester. Hy het 'n slapelose nag agter hom en toe was hy nog gedwing om meer as 4 kilometer ver te loop. Al hierdie dinge het hom besonder kwesbaar gemaak nog voor hulle hom begin gesel het. Nou hierdie geseling was 'n wettige voorskrif voor elke Romeinse teregstelling. Dit was iets verskrikliks om deur te gaan, want soos die soldate met volle krag die rug van die slagoffer geslaan het die ysterballetjies diep kneusplekke veroorsaak en die leerbande met skaabene aan het die vel en die weefsel diep oopgesny. Uiteindelik het die snye tot in die spiere ingeskeer, wat dan die vlees van die slagoffer soos bloeiende lintjies laat hang het. Nou hierdie pyn en bloedverlies het dikwels tot skok gelei. Nou buiten vir daardie skoktoestand waarin Jesus se liggaam was, het die fisiese en geestelike mishandeling deur die Jode en die Romeine, sowel as die gebrek aan kos, water en slaap, Jesus se toestand nog verder verswak. En net voor Jesus weggevoer is om gekruisig te word, is sy klere ook nog van hom afgeruk. Buiten dat dit baie vernederend was, dink ek, was dit ook baie pynlik, want dit het al daardie wonde weer van vooraf oopgeskeer. Nou net soos alle slagoffers wat op pad is om gekruisig te word, is Jesus ook gedwing om die dwarspaal te dra waaraan hy sou hang, wat omtrent tussen 35 en 55 kilogram was. En dis hier waar Simon van Sirene in die prentjie toe kom. Hy was waarskynlik 'n Paasfeespelgrim van ver af. Hy het waarskynlik niks eers van Jesus geweet nie en wou 10 teen 1 homself ook nie met 'n veroordeelde misdadiger assosieer nie. Maar tog het die Romeinse soldate hom uit die skare gegryp en hom gedwing om die verswakte Jesus se kruis te help dra. Nou ek dink Simon het nie geweet wat hom tref nie. Dalk was sy eerste reaksie teenkanting en het hy gevoel, nou hoekom ek? Simon het nie geweet dat hy presies gedoen het wat Jesus 'n paar hoofstukke vroeër van sy disippels gevra het, toe hy in hoofstuk 9 vers 23 vir hulle gesê het, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Nou ek glo dat Simon uiteindelik verstaan het wat dit beteken het om jou kruis op te neem en Jesus te volg. Dit wat hier met Simon gebeur het, wys net weer vir ons dat die dra van 'n kruis nie altyd iets is waarvoor ons kies nie. Soms word dit net op ons gelê. Dit kan 'n moeilike situasie wees, 'n siekte, 'n verlies, of selfs die roeping om iemand anders se pyn saam met hulle te dra. Maar juist daar, in daardie lyding, kom ons nader aan Jesus. Wanneer Simon agter Jesus aangeloop het, met die kruis op sy skouers, het hy letterlik in die voetspore van Jesus gestap. Dis vir my so 'n mooi beeld van disippelskap, om nie voor hom uit te loop of agter te bly nie, maar om hom te volg, selfs op die pad van lyding. Simon het letterlik tree vir tree Jesus in sy voetspore gevolg. Hy was 'n eenvoudige man wat skielik 'n heilige taak ontvang het om deel te hê aan Christus se lyding. Nou as ons verder lees vanaf vers 27 tot 31, sien ons hoe Jesus in intense pyn en by die einde van sy fisiese kragte
steeds besorg is oor die mense rondom hom. Sy hart is vol deernis vir hierdie heilende vroue. Ons sien hoe hy verder kyk as sy eie lyding, wanneer hy stop en vir die heilende vrouens sê, dat hulle nie vir hom hoef te huil nie, want hy is in beheer. Hy gaan gewillig na die kruis, vir hulle voordeel. Hy gebruik hierdie tyd om hulle te waarsku op die komende oordeel en verwoesting van Jerusalem. Dis asof hy selfs nou, terwyl hy ly, die tyd gebruik om vir die laaste keer bekering aan sy volk te verkondig. Jy sien, Jesus hou nooit op om vir ons om te gee nie. Solank ons asemhaal, is dit nooit te laat om ons te bekeer en na hom toe te draai nie. Dit wat Jesus hier gedoen het, herinner my en jou daaraan, dat ware liefde nie net simpatie is nie, maar 'n bereidwilligheid om te waarsku, te ly en die waarheid te spreek, selfs wanneer dit pynlik is. Nou mag ek en jy ook vandag, ten spyte van ons lyding, waardeur ons dalk nou gaan, tyd maak om in liefde aan mense ook die waarheid van die evangelie te verkondig. Julle moet 'n baie mooi en geseënde dag hê. Totsiens.